Hallo julle, Mossie het vir ons 'n nuwe piknikplek gekies. Hierdie is Seeskaap Baai. 'n raserige, stinkerige plek, ja. Mossie, is ons nog by die see of gaan ons nou plaas toe? Hoerentoe raas en stink al daai skape. Ai, dierbaar, ons is nog by die see, jong. Ons is nog nie by die plaas nie. Maar ek wil julle tog voorstel. Kom saam en ontmoet ons vriendjies vir die dag. Die seeskape van Seeskaap Baai. Kom ons gaan kyk. Dis nie skape nie, dis robbe. Maar hulle klink meer so skape as wat skape so skape klink. Ag, my moeder. Mossie, kyk al die mammas en hy babas. Hoe op aarde kry hulle mekaar tussen al die ander? Wat as een wegraak? Jo, dit het een keer met my gebeur. My mamma het my een keer in die winkel verloor. Ek het vir ure geroep en gesoek en geroep en gesoek. En dit was so erg. Ek raak skoon emosioneel net eer daaraan te dink. Onthou jy dit, Mossie? Ek onthou dit baie goed, Kokkiedier. Jy was nie vir ure en ure weg nie. Jy was vir 'n paar minute weg, want jy het nie geluister toe mamma sê, ons loop nou na die groenterak toe nie. Nee, jy het net daar bly staan by die poppe en die speelgoed. En toe jy kyk, toe is ons nie meer daar nie. En toe het mamma gehoor hoe jy skree en ons het jou net weer daar gehaal. Dit was baie erger geweest, Mossie. Ai, sies tog julle. Kyk daar. Daar's 'n robbe babietjie wat haar mamma verloor het. Kokkie, kom. Papa roep my nie hoor nie. Kokkie, kom. Jy gaan okay wees. Ag, sies tog Kokkiedier. Waar is die verlore baba? Hy's al klaar weg. Ek moes vinniger gehardloop het. Hoekom? Dit daar, Kokkie. Daar drink sy rustig aan haar mamma. Jy is hom regtig dramaties vandag. Praat jy, skarreboel. Wat dierbaar is, dis jy hoekom ek julle hiernatoe gebring het. Hierdie ou robbies kan vir ons so baie leer van ons verhouding met Jesus. Daai drop babatjie het jy geweet, Kokkie. Tussen al hierdie stemme ken sy haar mamma se stem. En die rob mamma ken haar babatjie se stem. So toe die rob baba roep, toe die mamma dadelik gehoor en haar gehelp. En toe die mamma roep, het die baba gehoor. Mossie, dit laat my nou dink aan 'n vers in die Bybel. Johannes 10 vers 14 sê vir ons: Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en hulle herken my. Wat is 'n herder? Ek het nie geweet skape ken vir Jesus nie. Dierbaar. Jesus praat nie eintlik van skapies of seeskape soos die robbe nie. Hy praat eintlik van ons, want jy sien, 'n herder is iemand wat sorg vir skape, wat weet wat skape nodig het, en die skape ken ook hulle herder wat vir hulle sorg. Maar is mense dan soos skape? Ja, ons is. Jy sien, skape luister nie altyd nie, en dan kom hulle in groot moeilikheid. En hulle roep, maar hulle luister nie. En ons mense is baie dieselfde. Ons kom in groot moeilikheid omdat ons nie altyd gehoorsaam is nie. En dan voel ons baie ver. En skapies het 'n herder nodig wat vir hulle sorg. En ons het 'n Here nodig, want ons kan nie sonder hom leef nie. Hy sorg vir ons. Hy is 'n goeie herder. Maar weet julle wat? Dit raak nou al bietjie donker. Ons gaan maak 'n lekker vuurtjie. Ek dink nou aan 'n liedjie wat ek graag vir julle wil leer om hierdie belangrike boodskap te onthou. Kom sing saam julle. Ag toe. As jy ooit alleen voel, skaam of bietjie bang, as jy bietjie kwaad is, of as jy dalk verlang, hou jou vingers een vir een, elkeen tot by 10, om die waarheid van die Bybel op jou eie hand te sien. Die Here is my herder, hy sal sorg vir my, hy sal my nie net los nie, hy sal by my bly. Die Here is my herder,
Hou jou vingers een vir een, elkeen tot by 10, om die waarheid van die Bybel op jou eie hand te sien. Wow, dit was so mooi geweest, Mossie. Ek moet nou weer net van daai woorde herhaal, want dit was regtig uitstekend. Die Here is my herder. Hy sal sorg vir my. Hy sal my nie los nie en hy sal altyd by my bly. Ja, die Here is my herder. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my in sy vrede elke liewe dag. Mossie, ek sal dit nou altyd onthou as ek ooit weer verlore raak. Ja, maar jy moet ook onthou hoekom jy weggeraak het laas keer, Kokkie. Jy het nie vir jou ma geluister nie en toe raak jy weg. Dis baie waar wat Agie sê. Die Bybel sê dan vir ons, Jesus is ons goeie herder en sy skape ken sy stem. Sy skape ken sy stem. Mossie, ek het nog nooit Jesus se stem gehoor nie. Beteken dit hy's nie my herder nie? Ek het ook nog nooit vir Jesus hoor praat nie. Beteken dit ek en Kokkie is verlore skapies. Nee, opstertjies man, dis glad nie wat dit sê nie. Kokkie dier, lees gou vir my bietjie weer wat staan daar in daai vers wat jy gelees het. Johannes 10 vers 14 sê: Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en hulle herken my. Kyk nou wie praat daar so skarreboel? God, beteken dit ons hoor sy stem deur sy woord? Ja, ek dink dit is dalk so. En onthou, hy is die koning van ons harte. Hy praat met ons in ons harte ook. As ons bid en vir hom vertel hoe ons voel, dan luister hy. En hy praat baie keer in ons hartjies ook. Veral as jy iets gedoen het wat verkeerd was, dan voel jou hart mos nie lekker nie. Jesus wat praat dan met ons deur ons hartjies en ons moet vir hom tel wat gebeur het want hy wil ons help. En partykeer stuur hy mense vir ons om ons ook te help, vir wie ons ook kan luister. Ja, jy was baie dramaties. Net so bietjie. Bietjie. Dierbaar. Die Here is ons herder. Hy wil sorg vir ons, maar ons moet kies om mooi te luister, né? Nou toe. Ek dink ons kan nou uiteindelik uitkom by daai lekker piknietjie voor die vuurtjie. Sien vir julle. Tada!